Hallo julle almal, ek hoop dat dit met julle goed gaan. Ek hoop regtig dat julle 'n mooi week gehad het en dat julle sommer baie geseënd ook is. Ons is lekker in 'n nuwe tyd van die jaar waar dit warmer word en waar daar sommer 'n klomp styfmeel is en saadjies en boompies en of blare wat uitkom, blomme wat uitkom, regtig sommer 'n klomp mooi goeders. En ons is opgewonde oor dit alles. Ons het verlede week gepraat oor geloof en ek wil vandag vir julle hierdie stukkie lees as ons begin. Dan sê dit uit Hebreërs 12 vers 1 uit, terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. So eintlik praat dit van hierdie geloofswedloop waarmee ons besig is, 'n skare, kan mens dink aan 'n paviljoen of daar by 'n stadion soos by die atletiek of die rugby of wat ook al, en dat ons is eintlik met hierdie wedloop van die lewe besig vir al hierdie mense wat al klaar in die hemel is, en dat ons dan alles wat ons terughou, die sonde en al die ander goeders, laat ons van ons afgooi, en dan hardloop ons met volharding om dit klaar te hardloop vir Jesus. En met hierdie woorde groet ek julle dan vandag in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Julle, ek wil sommer net vinnig gou ook vir julle sê van ons gemeente se wynveiling. Dit is die 5de September, so onthou asseblief om daarvoor te bespreek. Is 'n lekker geleentheid waar mens so wyn op die veiling kan kom koop, maar dis ook 'n baie lekker geleentheid om saam te kom kuier met vriende en mense van ander gemeentes is ook welkom. So skakel ons kerkkantoor en julle almal is welkom om dit dan by te woon. Die kaartjies R250 per persoon. En vir die van julle wat graag of nie opsie het vir mense wat na julle kinders kyk nie, teen R50 per persoon sal ons ook iemand beskikbaar hê wat net kinders kyk, en die ouers moet net hulle eie kos ook dan nou saamstuur vir die kinders. So hulle kos is nie ingesluit vir daardie aand nie. Maar julle, kom ons vat hier 'n tydjie en dan sing ons hierdie volgende 2 liedjies dan lekker ook saam. I've got joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. So happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. I've got joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. Kyk ek links en hy is daar, kyk ek regs en hy is daar, kyk ek op, kyk ek af en hy is daar. Hy is in my, hy is om my, hy is by my, Heer, hy lei my. Jesus, hy is altyd hier. Die naam is God met ons, Immanuel. Die naam is God met ons, hy is altyd hier. Die naam is God met ons, Immanuel. Hy is altyd hier. Kyk ek links en hy is daar, kyk ek regs en hy is daar, kyk ek op, kyk ek af en hy is daar. Hy is in my, hy is om my, hy is by my, Heer, hy lei my.
altyd hier. U naam is God met ons, Immanuel. U naam is God met ons. U is altyd hier. U naam is God met ons, Immanuel. U is altyd hier. U is altyd hier. U is altyd hier. Daar sê julle, dis eintlik so wonderlik om die Here te kan dien en so saam te kan sing. Daar's eintlik ook baie wat die Here vir ons teruggee. En as ons regtig mooi gaan sit en in ons lewe gaan kyk wat ons alles voor dankbaar is, dit neerskryf, dit miskien in 'n bottel gooi, dan sal ons lang lyste hê of botteltjies vol goeders wat ons voor dankbaar kan wees. Een van die maniere hoe ons vir die Here sê ons is baie dankbaar en bly vir dit wat hy vir ons gee, is ook om weer vir hom terug te gee. So kom ons neem 'n geleentheid om 'n dankoffer te gee, of dit deur EFT is, of dalk die Zapper, of hoe ook al, julle is welkom om dit dan so te gee. Baie dankie ook vir julle bydraes. Daar's wonderlike dinge wat gebeur. Een van die skenkings wat die mense som in die afgelope tyd gegee het, was ook die skenking aan Dr. Bemer skool, en ons het 'n bakkie vrag vol goeders gekry. Duisende dankies vir al julle skenkings. Ons het in die afgelope week, toe ek daar so in die kerkkantoor was, hier na die naweek se kant toe lyk dit omtrent soos 'n grocery winkel. So ons is so dankbaar, en dit alles saam met die geld wat ons gekry het vir Dr. Bemer, gee ons weg vir hulle, en hulle gebruik dit weer binne in hulle voedingsskema, omdat hulle vir klomp mense moet kos gee. So dankie ook dat julle bereid is om daarmee te help en daarby in te skakel. Kom ons bid ook gou saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die liefde, vir die genade, dankie vir die tyd van die jaar waar dit lekkerder word, en dat ons U kan eer en kan dien daarvoor. Dankie ook dat ons kan sien hoe die natuur eintlik vir ons uitwys dat U die skepper is, dat U alles gemaak het, en dat ons in hierdie tyd so bewus daarvan word. Seën ons ook nou, wanneer ons U woord lees, en wanneer U eintlik deur dit besig is om ons nie te skep, te verander, en weet ons ook, is eintlik soos die seisoene altyd verander is, en daar nuwe groei is, so is daar ook nuwe groei in elkeen van ons se lewe. En dankie daarvoor. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou ja, julle, die tema van vandag is God se saadjies, en ek wil gou so 'n bietjie met julle gesels, want miskien het julle ook al gehoor dat mense sê, wat jy saai sal jy maai, of wat jy saai sal jy oes. Oes beteken mos nou as ons gesaai het en die saadjies het gegroei en daar is mielies, dan moet dit afgeoes word, gepluk word eintlik, maar vandag doen ons dit deur middel van byvoorbeeld stroopers en klomp masjiene en sulke goeders. Nou, en saai beteken mos om te plant. In die Bybelse tyd het, of in ons tyd vandag dalk liewerster, het die mense planters, trekkers, verskillende maniere hoe hulle plant. In die Bybelse tyd het die mense baie keer so sakkie gehad, wat hulle sommer so hier oor hulle skouer of om hulle nek gehang het, en dan steek hulle hand daarin en saai dit dan so, sodat dit in die grond val en dat dit op die einde van die dag kan groei. So, daar's verskillende maniere om te saai. Maar nou is die vraag, wat dink julle sou opkom as ons byvoorbeeld mielies sou saai? Natuurlik, nee, mielies. En as ons boontjiepitte sou saai, of saadjies, dan gaan boontjies opkom. Of wat van wartlemoen? Dan gaan wartlemoen opkom. Nee, so, dit is eintlik so 'n soort van logies. Daar kan nie iets anders ter groei as dit wat ons saai nie. En dit is belangrik, nee. Dit wat ons saai, moet ons saai vir die rede dat ons dit wat ons saai dan weer wil kry, daai vrug of daai groente of hoe dit ook al mag wees. Ons gaan net nou deurtrek na ons eie lewe toe ook. Hierso is sommer 'n paar foto's dalk vir julle. So kyk gou of herken jy hierdie saadjies. Hierso is die eerste enetjie. En dan daarso is sy plantjie, dis 'n sonneblom. Die tweede ene, ek dink julle gaan hom sommer baie maklik kry. En daar was sy plantjie, natuurlik mos nou mielies, nee, daar's 'n mielie nog aan 'n mielieplant. En die laaste een wonder ek of julle hom gaan kry, maar ek dink baie van julle hou baie daarvan om dit te eet, so kom ons kyk gou-gou. Ja, 'n wartlemoen, so lekker, nee, niemand van ons hou daarvan om die wartlemoenpitte te eet nie, ons spoeg hulle uit, soos daai liedjie ook dan eintlik vir ons sê.
Nou julle wat ook belangrik is om te onthou is dat sade versprei eintlik op klomp verskillende maniere. En ek het vandag sommer so 1 of 2 goedjies saamgebring net om dit vir julle te kan wys. So hierso het ons pine cones. Ek weet eintlik wat dit in Afrikaans is nie. En die interessante is dat hierdie is nie 'n saadjie as sulks nie. Maar op hierdie pine cones, eintlik as mens dink ek hulle so oopmaak, hierdie is eintlik die draer van die saadjies. As hulle oop gaan, soos hierdie een, dan val die saadjies uit en hulle het baie ligte saadjies. So daai saadjies kan waai deur die wind. So party saadjies kan waai deur die wind. Ander saadjies kan deur die voëls opgepik word en miskien iewers anders uitgespoeg word of op 'n ander manier gaan hulle na 'n ander plek toe. Party saadjies sit vas. Ons ken sulke onkruid of daai klitsgras sit so vas aan jou klere en partykeer vas aan die diere ook. En dan val die saadjie weer af op 'n ander plek en so groei dit weer daarso op 'n ander plek. So daarso is sommer 'n klompie maniere hoe die saadjies kan versprei en dan weer groei. Hierso het ek onder andere, wonder of julle dit kan sien, 'n clivia se saadjie wat ek hierso in my eie tuin afgepluk het vandag. Die clivia blommetjies kom eintlik uit, maar hierdie is al van laas jaar se saadjies. So as mens hom oopmaak, dan het hy 'n paar saadjies binne-in. So hierso sit sy saadjie nou in die binnekant. Clivia is nog 'n oulike mooi plant ook, met mooi blomme, is nou 1 keer 'n jaar gewoonlik wat hulle blom, maar hulle is nie te moeilik om te plant nie. As mens hierdie saadjies ontkiem, of partykeer sommer net in die grond druk om lank genoeg nat gooi, dan sien jy daar kom die nuwe Clivia plantjie uit. So, mens kan hulle nogal lekker in hierdie tyd nou weer plant. Nou so is daar klomp verskillende sade, maar die vraag is, wat is die belangrike rede hoekom daar saadjies moet wees? Weet julle miskien? Onthou nou, die saadjie is nie die blommetjie as sulks nie. Die saadjie is ook baie keer nie dit wat jy eet nie. Miskien soos 'n mielie of so, eet mens eintlik dan nou die pit, die saadjies. Maar baie keer is die saadjie in die binnekant, soos met 'n wartlemoen of 'n komkommer of so iets. Ander kere soos 'n aardbei is saadjies weer buitekant. So saadjies is op verskillende plekke. Daai saadjie het 'n spesifieke doel. En die doel van daai saadjie is eintlik dat daar 'n volgende plantjie weer sal kan groei. As die bome en die vrugte en die groente en al die ander goeders nie saadjies gemaak het nie, dan sal alles op 'n stadium doodgaan. So die saadjies maak dat daar 'n volgende ding kan wees. Dit maak dat daar groei kan wees. Baie keer hierdie tyd van die jaar is daar mense wat nou saadjies vir blomme gesaai het. Dit het opgekom, dit lyk verskriklik mooi en hierdie volgende tyd het ons kleurvolle tuine en dan oes hulle weer daai saadjies. En daai saadjies kan hulle volgende jaar weer plant. So daar weer plante kan wees. As hulle dit nie, of blomme ook dan kan wees. As hulle dit nie plant nie, gaan dit nie groei en versprei en weer aanhou om te bestaan nie. En dit is nogal verskriklik belangrik ook. Ons moet dit ook dan eintlik onthou. Nou in Galasiërs 6 vers 7 tot 10 lees ons die volgende gedeeltetjie wat sê, julle moenie 'n fout maak en dink God is nie belangrik nie. Julle moet dit weet, die dinge wat julle saai, dit sal julle terugkry. As die dinge wat julle saai, die verkeerde dinge is, wat mense graag doen, dan sal julle ook die verkeerde dinge terugkry. Julle sal sterf. Maar as die dinge wat julle saai, die dinge is wat die Gees, met ander woorde wat God wil hê, dan sal julle die ewige lewe kry wat die Gees vir julle gee. Ja, ons moenie ophou om die goeie dinge te doen nie, want as ons aanhou om die goeie dinge te doen, dan sal ons op die regte tyd die ewige lewe kry. Daarom, ons moet vir almal goed wees terwyl ons tyd het, vir die mense wat in Christus glo, en dan ook vir ander mense. Ons hoor soms ons moet vir almal goed wees. Maar ons hoor iets daarvan, as ons die goeie saai, dan sal ons die goeie terugkry. As ons die slegte saai, dan gaan ons die slegte terugkry. Niemand van ons sal buite in ons tuin die heeltyd onkruid, of enigstens seker ooit, onkruid saadjies saai nie. Ons wil die onkruid juis uit hê. Wat wil ons saai? Ons wil die blomme en die vrugte of die groente, die mooi goeie goed wat ons kan gebruik en wat ons tuine mooi laat lyk.
Dis wat ons saai. Ons wil clivia saadjies gaan plant of saai, nê? En ander mooi blomme. En dieselfde in ons lewe. Ons moenie onkruid in ons lewe saai, die sonde, die lelike dinge, die slegte dinge nie. Want wat gaan uit ons lewe uitkom en wat gaan ons terugkry? Wat gaan ons amper aantrek na ons toe? Juist die sondige dinge. Dit wil ons nie hê nie. Ons wil hê die mooi dinge moet na ons toe kom. So as ons dit wil hê, dan moet ons ook begin, of eintlik aanhou, om mooi dinge in ons lewe in te saai. As ons dit doen, dan gaan daar ook mooi dinge aangetrek word, na ons kant toe kom en mooi dinge uit ons lewe uitstraal. En dit is nogal ook belangrik. Maar wat ons ook dan nou moet onthou is dat ons is God se kinders. God wil hê dat sy kinders moet die goeie saad saai. Maar veral in die Ou Testament, of eintlik baie keer in die Bybel, dan lees ons dat God se kinders het nie almal altyd so goed geleef nie. God wil hê hulle moet goed leef, hulle moet die goeie saadjies saai. Dit het nie altyd so gebeur nie. Partykeer het hulle slegte saadjies gesaai en slegte dinge gedoen. En dan het God op verskillende maniere met hulle gepraat. Onder andere het hy deur profete met hulle gepraat. En een so profeet, sy naam was Hosea. En dan kom Hosea en hy waarsku die mense. En dis so mooi versie. As jy nou enetjie vir vandag en hierdie week in jou lewe wil onthou, dan is hierdie die een wat jy maklik kan onthou, maar wat ook so belangrik is. So hoor wat sê Hosea vir die mense. Hy sê, ek het gesê, is eintlik nou God wat daar praat, saai volgens my wil, en julle sal my liefde oes. Ploeg vir julle 'n nuwe land. Dit is nou die tyd om na my wil te vra, sodat ek kan kom en weldade oor julle uitgiet. Hoor net gou weer die eerste gedeeltjie wat sê, God sê eintlik dan nou, saai volgens my wil, saai volgens God se wil, saai soos wat hy wil hê ons moet saai, en julle sal liefde oes. Ploeg vir julle 'n nuwe land. Nie 'n land met die ou sondige slegte dinge waarmee hulle besig was, of waarmee ons partykeer in ons lewe besig is nie. Nee, ploeg 'n nuwe land, 'n mooi land vir ons lewe, waar daar goeie vrugte van God gaan opkom. So saai volgens God se wil. Waar leer ons God se wil? Dis nogal belangrik. Ons leer dit in die Bybel. As ons die Bybel lees, dan leer ons God se wil, ons vat dit in ons lewe in, en dis wat ons sal saai. En wat gaan ons op die einde van die dag terugkry, sê God vir ons? Liefde. Ons sal sy liefde en mense se liefde terugkry. God sal vir ons liefde gee, so mooi. Saai volgens my wil, en julle sal my liefde oes. Saai volgens God se wil, en julle sal sy liefde oes. Dis beautiful. Hosea 10 vers 12. Julle, ek wil vir julle nog 2 fotootjies wys, want dan kan mens eintlik net 'n bietjie toets en kyk of julle dit verstaan. So, kyk gou in hierdie eerste foto. Dink jy dit is om die goeie saad te saai? Is dit wat ons moet doen? Is dit wat God van ons vra? Is dit wat hy vir ons in die Bybel leer om te doen, as ons na hierdie eerste foto kyk? En die antwoord is mos nou nee. Hy sê ons moenie kwaad met kwaad vergeld nie, ons moet mense vergewe, ons moenie iemand anders terugslaan, of hoe dit ook al mag wees, 'n hou vir 'n hou, vuis vir 'n vuis, tand vir 'n tand, oog vir 'n oog, daai tipe van ding nie. Dis nie wat God wil hê nie. So dit is nie 'n goeie saadjie om iemand 'n lekker bokshout te gee nie. Partykeer voel mens dat jy dit wil doen, maar dis nie wat God van ons vra nie. Dis 'n slegte saadjie. As ons dit doen, gaan ons liefde terugkry? Nee, is die antwoord, nee. So dis om nie volgens God se wil te saai nie, en ons gaan nie liefde terugkry nie. Ons gaan eintlik haat terugkry, ons gaan weerstand terugkry, iemand gaan ons terug wil slaan. Maar hierso is die volgende enetjie. Dink julle hierdie is om volgens God se wil te saai? Is dit 'n mooi of 'n lelike saadjie? En hierdie is mos 'n mooi saadjie. Nou daai kan baie dinge beteken. Dit kan wees dat iemand hartseer was, dan hou hulle mekaar vas. Dit kan sommer dalk 'n paar niggies wees wat so by mekaar sit, of sommer vriendinne, of maatjies, of hier dit ook al mag wees. Het lyk vir my almal soos dogtertjies, ek nou al haar hare kyk, miskien is ek dalk gou verkeerd, maar dit is sommer klomp jong mense wat by mekaar sit, en liefdevol is vir mekaar. Dit is 'n mooi saadjie. Dit is om liefde te saai, en wat sal op die einde van die dag terugkom? Liefde sal terugkom. Nou, julle, wanneer ons
of daar's eintlik nog een laaste saadjie waarvan ek wil praat, wat die Bybel ons van leer. En dit is om God se saad te saai. En hoe ons dit baie keer ook bedoel, of die verduideliking daarvan, die betekenis daarvan, is om te sê, wanneer ons Jesus se boodskap met ander mense deel, ons praat van die goeie nuus of die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, wanneer ons dit met ander mense deel, dan is dit om God se saad ook te saai. So, ons moet aanhou om altyd vir ander mense van Jesus te vertel. Onthou julle daai verduideliking wat ek gegee het van as blommetjies opkom, is daar mense wat die saadjies oes, en dan volgende jaar plant hulle dit weer, sodat daar weer blommetjies kan wees, of weer mielies kan wees, of hoe dit ook al mag wees. As ons nie plant nie, of saai nie, saai en plant is dieselfde ding, as ons nie plant of saai nie, dan gaan daar nie volgende plante of blommetjies of hoe ook al wees nie. So ons doel is, ons werkie is, dat ons moet weer plant. En Jesus wil hê, God wil hê, dat ons moet vir ander mense hierdie saadjie gaan plant. Ons moet vir hulle vertel van Jesus Christus, sodat daar hopelik op die einde van die dag geloof in hulle hartjies kan groei, dat hulle ook in Jesus Christus kan glo. En so gaan die boodskap van Jesus elke keer oordra na die volgende mense toe, en elke volgende generasie ook, sodat daar hopelik vir altyd mense sal wees wat in Jesus kan glo, en eintlik die wonderlike sal wees, die beste sal wees, as al die mense oor die hele wêreld in Jesus glo. God wil hê dat ons ook sy saadjie van Jesus Christus, die goeie nuus van Jesus Christus, moet saai. Nou julle, soos die lente eintlik nou nader kom, is dit 'n goeie tyd om baie saadjies te plant en hulle nat te maak en te kyk hoe hulle groei. Ons sien dit oral in die natuur, en dit moet ons ook in hierdie tyd herinner, dat ons goeie saadjies moet saai. As ons volgens God se wil saai, gaan ons liefde terug oes, en ons moet sy saad saai, die goeie nuus van Jesus Christus, en met ander mense deel. Ek hoop julle gaan dit onthou, en ek hoop julle gaan dit sommer die natuur en die tuine en alles nou baie geniet. Kom ons bid gou saam. Liewe Jesus, baie dankie dat U die saadjies in ons lewe ingesaai het. Baie dankie dat ons dit dat dit kan groei in ons lewe, en ons weet dit is deur die Heilige Gees wat die groei moontlik is. Dis nie ons wat dit self altyd moontlik maak nie, dis met U hulp. En help vir ons om dit dan nie vir onsself te hou nie, maar om dit met ander mense te deel. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Daar sê julle, ons het volgende week weer 'n tekkiesdiens, kom loer sommer in by die kerk self, 9:00 in die oggend. Ons hoop ons sien vir julle daar, en julle almal is baie welkom. Mag julle 'n mooi week hê. Ontvang die seën van die Here ook dan nou. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle almal wees en bly. Amen. Mooi week vir julle verder.